Here, ons het hierdie liedere gesing, sommer met blydskap en met dankbaarheid, om te weet ons mag vir U aanbid. U het ons moontlik gemaak, Jesus, dat ons vir God, die God wat die hemel en die aarde geskep het, kan sê Vader, en ons kan toegang hê tot by U, en ons mag met U praat as U kinders. En daarom wil ons vra, as U met ons praat, ons het nou met U gepraat, ons het gesing, en dit is maar woorde van praat. Ons het gebid, nou wil ons vra, praat met ons. En Vader, ek weet, as ek so dink aan Kersdag, en wonder jy, is die kos nou raai by die huis, en dis te warm in die kerk, of te koud, of wat ook al. Laat ons al die goed sal neerlê, en sê ons het hierdie geleentheid om te hoor, as God deur sy woord en deur 'n mens met ons praat. Geef ons gedagtes wat sal gefokus is op U, wat sal luister, wat sal hoor. En maak my instrument, wat my net U woorde bring. En seën ons wat dit moet hoor. In die naam van Jesus, amen. Ek gaan nou daar lees. Ek wil sommer net begin deur 'n stelling te maak, wat ek nou die dag raak gelees het, wat ook vir my baie beteken het, is dat hulle sê dat die mense onuitgespreekte behoefte is dit. Jy wil gesien word, jy wil geliefd wees, en jy wil sekerheid hê. Die ding wat mense baie keer opvreet is onsekerheid. Ons is nie seker van die toekoms, ons weet nie wat gaan gebeur nie, of ons voel nie geliefd nie, ons wil, mense sê, as die mense my net sal raak sien, dan gaan dit al so van beter met my voel, maar ek voel of niemand my raak eers sien nie. En ek dink dit is 'n onuitgespreekte behoefte, en as ek dink aan Kersfees, en dan kyk ek na hoe God met ons gepraat het, dan lyk dit vir my is presies dit wat gebeur het. 3 weke terug het ons begin om te sê, maar die wêreld is sonder hoop, en hopeloos, en is moedeloos, en het is uitsigloos, en hulpeloos, en God het dit raak gesien. God het gesien, Jesus sê, ek het deur die mense se dorpies geloop, en ek sien hulle so skape sonder 'n herder. So die eerste ding wat ons kan weet, en dit is deel van ons voorbereiding vir die Kersreeks, was dat daar's hoop vir die hopeloses. God sien jou. Jy kan vanoggend hier weet, dat God sien my. Hy sien my raak, en dis hoekom ons vanoggend hier is. So 2 weke gelede het ons gesê, maar God gee vir ons hoop, maar hy is ook vir ons lief. En ons het gehoor, Johannes 3 vers 16 het ons gesê, dat God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. So die volgende ding wat jy kan huis toe vat, God het jou lief. Jy hoef nooit daaroor te twyfel nie. En laasweek het ons gepraat oor die een behoefte wat baie mense het, en dis vrede. Mense soek net vrede, en hulle sê, as ons net kan vrede bewaar, as ons net kan nie moeilikheid met mekaar het nie, en ek het verlede week gesê, dit sal niks help nie, want onvrede is gebore in die paradys. Toe Adam en Eva ongehoorsaam was aan God, het daar onvrede gekom, en dit kan net verander, wanneer Jesus kom. En daarom kan jy vandag weet, hy gee jou sekerheid, hy beloof vir jou, as jy in my glo, hoef jy nooit onseker te wees. So, hy kom en hy sê vir mense wat hooploos is, daar's hoop, hy sê vir mense wat liefdeloos is, daar's liefde, of liefde soek, daar's liefde, en hy kom sê vir mense wat vrede soek, daar's vrede. En vanoggend kom hy, en hy sê, maar daar's genade. Daar's genade vir ons wat in 'n genadeloose wêreld leef. Nou, ek gaan 'n Kersverhaal lees, soos wat Johannes dit vir ons vertel. Johannes 1 vers 14 sê, die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy is die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en beroep uit, dit is Johannes die Doper, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Nou sê Johannes, wat hy skryf weer, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. So as jy dink aan 'n Kersverhaal, dan dink ons dadelik aan skapwagters en herders wat in die veld is, en later die sterrekykers wat gekom het, en dis die storie wat ons lees, en ek wonder toe Johannes hierdie boek geskryf het, was hy die laaste wat geskryf het? Ons weet dit, almal was al dood.
Hy het die langste gelewe. En dalk het hy gesê, ek gaan nie weer die Kersverhaal vertel, soos wat Matteus en Lukas dit vertel het nie. Hulle het dit goed genoeg gedoen. Ek gaan van 'n ander hoek kyk na die Kersverhaal. En die Kersverhaal wil hy dan vir ons vertel vanuit die ingrype van God. Hoekom is dit nodig geweest dat God moes ingryp? Dis die belangrike. Die eerste ding. So as 'n mens sou dink en ons dink in ons lewe, dan kan dit so wees. En ek sê nie dit is so nie, maar dit kan so wees as ons al hierdie Kersverhale hoor. Ons hoor hierdie mooi verhale oor Kersfees, en ons hoor van die sterrekykers, en ons hoor nog Santa se storie ook nog tussenin, en daar's nog stories, dat ons so vaskyk aan die stories, dat ons sê, maar hierdie stories is vir ons so mooi, dat ons verbykyk na die rede hoekom Jesus gekom het. En Kersbome, en Kersliggies, en Kersfeesgeskenke, en baie eet, is alles lekker feesvieringe, maar dit kan wees dat ons verby die rede kyk, hoekom Jesus gekom het. En daarom dink ek as ons lees wat sê Johannes oor die Kersfees, oor Jesus se koms, dan sê hy dit. Hy sê die woord het mens geword. Met ander woorde, hoe word jy 'n mens? Die woord is gebore en het onder ons kom woon. En daai woon beteken sommer net hy het 'n tent by ons kom opslaan. Hy bly nou by ons. So die mens, so as hy hom beskryf, dan sê hy die woord het mens geword. Hierdie is twee ongelooflike begrippe, want die woord verteenwoordig die godheid van Jesus, wat hy nooit verloor het nie. Toe hy mens geword het, het hy as die woord mens geword. En die menswording praat oor sy menslikheid. So hierdie twee goed vertel vir ons, wie is daai persoon wat wie is daai persoon wat mens geword het? Nou om die woord te verduidelik, want dis 'n snaakse manier om Jesus te beskryf. Kom ons lees oor vers 1, waar hy begin het. Hy sê in die begin. En daai in die begin was nie in die begin van Johannes se brief nie. In die begin, toe God die wêreld, die aarde, die hemel en die aarde geskep het, in daai begin was die woord daar. So dis Jesus van wie hy praat. En die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Hy praat van Jesus. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dink ek nou daaroor, as jy dink oor Johannes, wil jy nie 'n oombliekie net saam met my verstom staan nie. Johannes was 'n visserman. Hy weet van visvang. Hy het saam met sy pa groot geword as 'n visser. En hoe kry hy hierdie goed reg om sulke diep teologiese goed te skryf? Dis al klaar net 'n wonderwerk dat hy hierdie goed kon skryf. So hy beskryf dit op 'n baie vreemde manier as hy na Jesus verwys. Hy sê die woord. Nou vir ons klink dit dalk vreemd as hy sê maar die woord. Maar vir die mense wat onthou, die eerste lesers, het dit nie so vreemd geklink nie, want daar was Griekse gelowiges of mense wat uit die Grieke of dan Romeine wat tot bekering gekom het, en die woord wat hy gebruik in Grieks in die Bybel, die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, nie in Afrikaans nie. So hy gebruik hierdie woord logos. En die woord logos sou die Grieke heeltemal verstaan het, want in hulle Griekse filosofie was die logos die groot skepper, die skeppergod, die een waaruit alles gebore is. So hulle sal dadelik verstaan het, as hy vir hulle sê, hoor ek wil vir julle iemand voorstel, en hy is die logos. Dan sal hulle dadelik geweet het, hy is die skeppergod. Vir die Jode was dit ook nie vreemd geweest nie, want ek het nou net gesê, in die begin was die aarde woes en leeg, en wat het God gedoen? Hoe het hy geskep? Ons het nou net gehoor, ons het dit gelees, dat Jesus was deel van die skepping. Hy sê, alles is deur hom en vir hom geskep. Hoe het hy geskep? Deur die woord. Hy het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So as die Jode na luister, en hy sê, hoor, ek wil vir julle vertel van iemand wat mens geword het, en sy naam, of hoe ek hom wil beskryf is, die woord het die Jode geweet. Hy praat van die een, wat kom skep het deur sy woord. En dwars deur die Ou Testament praat hy oor die woord, so hy het verstaan wat dit is. So vir ons beteken dit net dit. Die woord is 'n persoon. En daai persoon het 'n naam. En hy is Jesus.
Ek gee jou toestemming om alles te vergeet wat ek hierna voor die tyd gesê het, maar hierdie moet jy nie vergeet nie. Luister gou hier. Vir ons om te verstaan dat Jesus, die woord, mens geword het, moet ons hoor vandag, dat daar was nie 'n ander plan nie. Dis die beste wat God ons kon gegee het. Daar's nie 'n ander oplossing hierna nie. God kan nie hierna kom en sê, ek wil vir julle iets beters kom gee nie, want Jesus was nie goed genoeg nie. Dis die hoogste, dis die beste wat God kon kom gee het, was Jesus. So moet dit nie vergeet nie. Onthou dit. En in 'n genadeloose wêreld, waar daar geen genade altyd is nie, onthou ons nou, dat God sê, ek stuur vir julle my beste, my enigste. So terug net na die woord logos toe vinnig. Nou die woord, so moeilik om te sê, maar die woord, verstaan jy Sonja, beteken iets. So wat is die definisie van 'n woord? Dit beteken dit, 'n woord is 'n sigbare uitdrukking van 'n onsigbare gedagte. En nou sê jy, dankie tog, want ek het baie onsigbare gedagtes wat ek nie wil uitdruk nie. Want as ek dit sê, as ek net, ek heb my inhou, want as ek nou iets gaan sê, dan gaan ek iets lelik sê. Dis eintlik dit, 'n woord sê wat jy dink. Dis 'n sigbaar maak van jou gedagtes. En dis 'n amazing ding as jy dink aan Jesus. Dan is Jesus die sigbaar maak van 'n onsigbare God, het hy kom sigbaar maak, want Johannes skryf daaroor, hy sê, niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. So dink daaroor, dat alles wat jy van God kan weet, alles wat God hom wil laat openbaar, alles wat God wil hê ons moet van hom kan sien, is deur Jesus bekend kom maak. Hy is die een wat kom sê het, ek vir julle kom wys wie's God. Hy is die woord, is die onsigbare, is die uitdrukking van 'n God wat nie sigbaar was nie, dat ons hom kon sien. Nou, tweede ding van Johannes se Kersverhaal, hy sê, die woord het mens geword, en nou sê hy volgende ding. Hy sê, ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat as hy, as die enigste seun van die Vader het. Johannes sê, weet jy, ons het hom nie net gesien nie, ons het nie net aan hom gevat nie, ons het nie net saam met hom vir 3,5 jaar geleef nie, ons het sy heerlikheid gesien. Nou, as jy die einde van Johannes se brief gaan lees, dan sê hy vir ouens, as ek vir julle alles vertel wat gebeur het, julle kan gaan lees, staan in die Bybel, hy sê, ek het nie genoeg boeke om dit te vertel nie. Die amazingste goed het gebeur, en dus sit hy en dink ek, maar hoe kan Johannes hierdie goed skryf? Nou dink ek maar, onthou, hy het 3,5 jaar saam met Jesus geloop, hulle het saam in die aande saam gekuier en saam geslaap daar in die kamp. Hy het die hele tyd met Jesus spandeer. So Jesus het vir hom al hierdie goed vertel van, ek is die woord, ek is die een wat geskep het, ek het gekom om God sigbaar te maak, maar hy sê, ek het self met my eie oë die heerlikheid van hierdie woord gesien, van Jesus wat gekom het. Hy sê, en dan dink ek maar, wat het hy gesien? Hy het gesien hoe blindes kan sien, hoe krepeles kan loop, hy was daar toe hulle by 'n graf staan, toe Lazarus uit die dood het opgestaan het, hy het dit gesien met sy eie oë. Op 'n stadium was hy en Petrus en Jakobus op 'n berg, en toe het God, Jesus sy hele gestalte verander, en het hy voor hulle geword soos God, sy goddelike gestalte. Hy sê, ek was daar, toe duiwels uitgedryf is, en hy net ingestap het, en duiwels het al klaar gevlug. Ek was daar, toe hy in die kruis gehang het, en hy dood gegaan het, ek het hom gesien met my eie oë doodgaan, ek was daar, toe ek by die graf gekom het, en die graf was leeg, en hy het my later het ons self ontmoet, ek was daar, daarom sê Johannes, as jy hom na Johannes wil luister, dan is dit 'n ooggetuie van die heerlikheid van Jesus, wat gebore is op Kersdag. Daar's nie 'n beter Kersstorie as dit nie, maar daar is, en daar's nog goed wat gebeur, hoor wat sê hy, die volgende ding, hy sê, die woord het mens geword, onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid was sy enigste seun van die Vader, hy sê, hy was vol genade en waarheid, en dit is waar ons vanoggend wil kom by die genade. Genade beteken, as jy nou in God se terme kyk, is unmerited love and favor of God. So as jy dit wil definieer in 'n definisie, het iemand dit so gesê, grace is everything for nothing to those who don't deserve anything. Genade is alles verniet vir hulle wat nie enige iets verdien het nie. Dis wie Jesus is. Hy is die woord,
wat God is, wat mens geword het op Kersdag, wat sy heerlikheid kom wys het, wat God kom bekendstel het, vol genade. Hy is vol genade. Nou, genade moet jy vir 'n oombliekie oordink. As jy dink in genade in terme van God, dan is die eerste ding wat ons hier sit, dat genade maak jou aanvaarbaar by God. Genade maak so dat God sê, mense wat teen my gerebelleer het, kan nou kinders van God word. Genade is dit waar hy vir ons liefde en vrede en dit gee. Genade is wat hy sê, iemand wat 'n sondaar was, ek het hom kom soek en kom vind. Genade is dood eenvoudig om te sê, dat mense wat gedryf was deur hulle eie ek en eie wil, word nou gedryf deur die Heilige Gees. Maar vir my is die grootste van genade, is dat ek en jy, het God 'n pad vooruit gekap. Hy het gesê, dis hoe ek wil jy moet leef, dis wat ek wil hê jy moet besluit te neem. En ek weet nie van julle nie, maar ek het nie op daai pad geëindig nie. Ek het op 'n pad van my eie wil geëindig, ver van hierdie pad af. En ek was so ver op hierdie pad, dat ek nooit weer kon terugkom op die pad wat God vir my beplan het nie. En genade is om te sê, hoor jy, daar waar jy is, waar jy nie veronderstel om te gewees het nie, daar sal ek jou ontmoet, en ek sal jou vergewe, en ek sal jou red, en ek sal jou my kind maak, en ek sal saam met jou die pad loop, op 'n pad waar jy nie moes gewees het nie, want jy moes eintlik hier gewees het, maar ek vergewe jou, en ons begin 'n nuwe lewe saam, en dis waar Sondag gaan. Genade is om te sê, ek kom na jou toe waar jy was. Jy hoef nie eers terug te kom nie, jy kom na my toe, en jy sê, Here, ek wil U aanvaar, en dan vat hy jou daar. Dis wat genade is, en dis wat hy gesien het. So hy is nie net vol genade nie, hy is ook vol waarheid, sê hy. So, die ding wat jy mee kan huis toe gaan vandag, is om te weet dat Jesus wat gekom het, die een wat gebore is, die een wat ons sy heerlikheid gesien het en gehoor het, die een wat vol genade is ook vol waarheid. Want dit sou verskriklik gewees het, as God onbetroubaar was. Maar waarheid beteken dat Jesus verander nooit nie. Hy kan nooit sy beloftes breek nie. Hy kan altyd as hy getrou aan hom, jy sal hom nooit, nie een keer, onbetroubaar vind nie. Om te sê, Jesus is onbetroubaar, want hy doen nie wat hy sê hy is nie. Jy hoef nooit te raai oor hom nie. Jy gaan altyd weet, hy leer my van die waarheid. Een van die wonderlikste dinge wat ons kan hoor vandag oor waarheid, is dat ek kan die waarheid oor my eie lewe met Jesus praat. En hy sal nie verstom wees nie, want hy weet wat in my lewe aangaan. So ek kan na hom toe gaan. Hy sê jy kan na hom toe gaan. Hy sê as jy jou sondes bely, is hy getrou en regverdig om al jou sondes te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. Dit beteken dat ek kan met hom die waarheid praat. Ek kan by hom sê, Here, dis hoe my lewe is. Ek weet is nie hoe dit moet veronderstel om te wees nie. Dan kan ek vir hom vertel daarvan, en hy sê, as jy my vertel daarvan, en jy vra vergifnis, en vergewe ek jou. Jy kan altyd weet, die waarheid van Jesus is jou veilige plek, waar jy kan uitkom. Dis die Kersverhaal van Jesus. Maar nou het julle die advertensies gesien, waar die ouens so adverteer, jy gaan hierdie ding kry, dan gaan jy nader aan 2 goedes by verniet kry, wat jy aangeval, kom jy 2 van dieselfde goed hê, dan beteken daai goed is nie goed nie, hulle gaan maklik breek, en dan sê hy, en net sodra jy besluit, ek gaan nou die ding koop, hy sê, wag, daar's nog meer. En ek wil vir julle sê, wag, daar's nog meer. Meer is wat ek nou gesê het, dat Jesus het mens geword, God het mens geword, onder ons kom woon, hy het sy ongelooflike heerlikheid vir ons gewys, het ons voorgestel aan God, hy het vir ons genade gebring, en hy het vir ons die waarheid gebring, hoor wat staan daar, uit sy oorvloed. Nou net dit alleen moet jou ore laat spits om te sê, as God uit sy oorvloed gee, dan is dit baie. Hy sê uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Dis 'n ongelooflike Kersstorie. Is dat jy ontvang nie net genade nie, jy ontvang genade op genade. Meer as wat jy kan kry, meer as wat jy ooit kan dink. En vir een of ander rede het God besluit dat genade is nie genoeg nie. Ek gaan vir jou nog meer genade gee. En hoe ek het probeer vir myself verstaan het, dis soos die golwe van die see. As jy nou vandag by die strand gaan kom, hopelik gaan jy daar uitkom, maar as jy weer daar uitkom,
Dan moet net die Rockingham strand toe gaan nie, dit gaan nie werk nie. Maar dan kry jy mos golwe op golwe op golwe op golwe. Het jy al daar gesit? Ok, jy kan dit nog gaan doen, want ek dink jy het het al gedoen nie. Maar gaan staan nou voor die golwe en dan dink jy, kyk jy so oor die see, dan dink jy, wanneer gaan die laaste golf kom? Of wanneer gaan die golwe moeg raak om te kom? Hallo, het gaan nie gebeur nie. Die golwe gaan net kom en kom en kom. Dis wat ek sien is sy genade. Sy genade is soos golwe wat kom. En as jy vandag sy genade beleef het, dan gaan jy môre dit weer beleef, want jy weet hy sal nooit ophou, want dis wat hy beloof. Hy sê my genade op genade. Ek gee vir jou meer as wat jy nodig het. Dit sal nooit opraak nie. Nou hierdie ding sukkel mense mee. Baie Christene sukkel daarmee. Want hulle dink mag sy geduld gaan opraak. Of hy gaan my nooit vir daai sonde kan vergewe nie. Daai ding was te groot geweest wat ek gedoen het. Hy gaan daai ding van die verlede nooit sal hy my kan vergewe nie. Daarom moet jy vanoggend hoor, genade op genade vir jou, dat as jy na hom toe kom, gee hy vir jou elke keer genade, want dis hoekom die seun gebore is. Om God se genade te bring vir 'n genadeloose wêreld. Maar as 'n ander ding van genade, is dit genade werk ook in seisoene. Want wanneer jy genade nodig het, wanneer jy besluit, ek wil 'n kind van die Here word, ek wil my lewe vir hom gee, dis waaroor Sondag gaan, as almal wat hom aangeneem het, kan 'n kind van God genoem word, maar as ek dit doen, dan kry ek die genade wat my vryspreek van sonde. Maar as ander tye, wanneer ek ander genade nodig het, Paulus skryf op 'n stadium, hy sê die duiwel het my gekastei en ek het 3 keer gebid vir die Here, asseblief vat hierdie ding weg, die doring in my vlees, en God het vir hom geantwoord, nee, my genade is vir jou genoeg. So jy gaan baie keer in seisoene in jou lewe beland, waar jy genade gaan hê. Miskien sit jy vandag in 'n moeilike tyd, miskien sê jy, hoe gaan ek uit hierdie moeilikheid kom? God sê, ek sê vir genade, vir hierdie seisoen ook gee. Genade op genade, gaan jy sien, gaan na jou toe kom. Nou, jy gaan nêrens in die Bybel 'n vers kry, wat sê, as jy 'n Christen geword het, is al jou probleme verby. Dan gaan dit altyd net met jou goed gaan. Daar's nêrens so belofte nie. Maar daar is 'n belofte wat sê, moenie oor môre bekommerd wees nie. Want môre bring sy eie probleme. So moenie dink aan môre nie, want jy hoef nie oor môre te worry nie, want môre sal God weer môre se genade vir jou gee. Sy genade gaan nie opraak na jy vanaand gaan slaap en môre breek aan met al die moeilikheid weer nie. Die genade gaan weer daar wees. So dus kom hy sê, moenie oor môre worry nie, moenie bekommerd wees nie, want môre aanbreek, dan gaan my genade weer daar wees. En dis genade op genade. En dit beteken dat jy hoef nooit oor die toekoms te vrees nie. Want jy weet nie wat gaan môre bring nie. Maar jy weet wie gaan môre bring. En as jy weet wie gaan môre bring, dan hoef jy nie te worry oor wat môre gaan gebeur nie. Want die een wat die môre bring, sê vir jou, ek het my seun gestuur, om jou te kom vertel van Jesus, van God, om jou te kan 'n kans gee om in hom te glo, om genade op genade vir jou te gee. So ek gaan ook môre daar wees. So ek het in die begin gesê, dat ons het hierdie onuitgespreekte behoefte, ons wil gesien wees, ons wil geliefd wees, ons wil sekerheid hê. Dis die storie vir my, van hierdie jaar se Kersfees, is dat jy hoef nie in sonde en in donkerte ver van God af te leef nie. Hoor asseblief dit. As jy vandag onseker is oor jou ewige toekoms, en as jy nie weet waar gaan ek eindig nie, as jy ver van die Here af is, maak nie saak waar jy is nie. Hy sê, in Kerstyd het ek jou gesien. Ek het jou lief, en ek sal vir jou die sekerheid kan gee, van 'n ewige lewe. Hy sê, want almal wat in Jesus glo, sal die ewige lewe beerwe. En voor Sondag gaan ons dit hoor. Hy sê, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het die reg om vir God Vader te noem, is die reg om God se se kind te wees. Ek weet nie wat het jy gekry vir Kersfees nie, of het jy nog iets gekry nie, gaan jy nog iets kry? Wow, hier is 'n groot Kersgeskenk.
Hy gee vir jou genade op genade, hy gee vir jou vergifnis op vergifnis, hy gee vir jou hoop op hoop, krag op krag, geduld, liefde, net wat jy nodig het. Hy gaan dit vir jou gee en dit kan nie opraak nie. So die vraag wat ek wil hê jy moet oordink, is nie, is daar genoeg genade nie. Die vraag is, sal ek kom om die genade te ontvang? Sal ek as te ware my hande so oopmaak om te sê, ek hoor hier is 'n wonderlike Kersgeskenk. Ek wil dit aanvaar. Sal ek vanoggend kom en sê, ek aanvaar sy genade wat my sonde vergewe het en wat vir my 'n nuwe lewe gee saam met hom. Dis waaroor dit gaan. So as jy vandag daai geskenk aanvaar, dan kan ek oor jou uitspreek. Dat dan sê God se vertroosting beleef, dan kan jy na God toe gaan as jy moeilikheid het en hy sê vir jou sê, ek sal jou lei na waters waar rus is. Hy sal vir jou sê, kom na my toe as jy moeg is en oorlaai. Jy gaan beleef, jy kan vir hom sê, Vader, jy het vrye toegang tot by hom, jy is sy kind. Dis wat jy gaan beleef. Jy gaan beleef, al gaan jy deur die dal van doodskaduwee, sal hy nog steeds daar wees. Want God se kind, God het mens geword, die woord het mens geword, onder ons kom woon. Dis hoekom ons Kersfees vier, want die woord het mens geword. Kom ek bid vir ons. Here, die woord het mens geword. Het dit nie geag as iets wat u nie wil doen nie. U het nie het mens geword nie. Filippense sê Paulus dat u het die gestalte van 'n slaaf aanvaar. Nee, u het u nog self verder verneder. U het gaan aan 'n kruis hang. Dis hoekom u gebore is. Dit was u doel om vir ons aan God te kom bekendstel. En Vader, ek kom bid dat as hier iemand is, Heilige Gees, wat nog nie dit glo nie, dat hy of sy vanoggend nie uit sal gaan nie, maar sal sê, ek wil glo, dat daar vir my redding is, dat Jesus gekom het vir my, en dat daar niks hoër as dit is nie, dat u niks beter as dit kon gee nie. Dit was die beste, wat u kom gee het, die dag toe Jesus op Kersdag gebore is. En die dag toe u gesê het, almal wat in my glo en my aangeneem het, is kind van God. Help vir ons daarmee, help vir ons om vandag in Kerstyd net met 'n jubeling te gaan, hier uitgaan, met die wete. Kersfees was vir ons, want die woord het mens geword. En een soos ons geword. Dankie Jesus. Amen.